Kom ons word stil voor die Here, dan begin ons ook hierdie erediens in sy naam. Aan U wat vir ewig koning is, kom toe al die eer en al die lof en al die aanbidding. Amen. Broer en suster, genade en vrede vir jou. Dit kom van God ons Vader wat U baie, baie lief het, en Jesus Christus, ons Here. Ons gaan oor tot voorbidding. Kom ons bid vir die Nathaniel dag wat op pad is. Ons ander projekte het alles baie goed afgewerk. Die golfdag was 'n reuse sukses. Ons sê daarvoor baie, baie dankie. En dan ook vir Gerard Potgieter wat nog steeds in die hospitaal is. Kom ons bid ook vir hom en Ina en die kinders ook in hierdie tyd. Ek gee geleentheid vir stil gebed en daarna sal Pieter vir ons voorgaan in gebed. Gebruik hierdie paar minute om sommer net rustig met die Here te praat. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan en na hom toe gaan en saam met hom 'n maaltyd hou en hy met my. Aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees van die gemeente sê. So spreek die Here vandag met ons, met my en met my medegelowiges hier teenwoordig. Daarom bring ons aan U die lof en die aanbidding in hierdie uur. Vandag, Here, wil ons by U koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat ons kan ryk word. Ons wil vandag by U koop wit klere wat ek kan aantrek om die skandes van my naaktheid nie te openbaar nie. Ek wil vandag by U koop, Here, salf, om my oë te salf, sodat ek kan sien. Dankie, Here, vir die geleentheid wat elkeen van ons het om vandag hier in die kerk te wees en om te luister na die boodskap van Erns en dit wat hy ons gaan meedeel. Ons doen voorbidding vir hierdie diens, dat ons ryk hier sal uitstap, gevul met die ewige krag, wat sal manifesteer tot werke. Hemelse Vader, ons dra nie op al die gevalle van siektes en ongesteldheid, soos op ons lyse geskeduleer. Ons gebed is dat die heerlikheid van U krag deur elke siek persoon sal manifesteer tot genesing. Vader, dan bid ons dat ons eie geestesoë so verhelder sal word, dat ons die werke van die vyand in ons lewens raak kan sien, en laat ons dit kan bestraf, Here. Werke wat ons bloot net aanvaar en koester, asof dit reg is. Ons bid U, o Heilige Gees, om ons te lei, dat waar ons die sulke werke toepas, ons in oorwinning daaroor sal gaan. Seën die prediking vandag, en U mag die boodskap ons harte vul, en lei tot werke, wat vir U aanneemlik en wesenlik sal wees. Wie 'n oor het om te hoor, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê in vandag se prediking. Wie 'n oor het om te hoor, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê, vir my en vir jou, in Jesus naam. Amen. Kom ons blaai na 1 Tessalonisense 4 vers 13. Ek het 2 weke gelede gepreek oor die wederkoms, maar uit Petrus se perspektief uit.
waar Petrus gesê het dat die ou wêreld en die ou hemel is met water vernietig, verwys na die tydperk van Noag. So daardie tydperk, klompie jare gelede, 1000 jare gelede verby. Maar dan sê hy, hierdie wêreld gaan met vuur vernietig word. So as Petrus skryf oor die wederkoms, dan koppel hy dit aan, daar gaan dinge plaasvind, waar die planeet en die uitspansel met vuur gaan vernietig. So die eerste wêreld het deur water tot einde gekom. Hierdie een, deur vuur. Maar dit is Petrus. Petrus praat verder nêrens oor die detail oor hoe die wederkoms gaan plaasvind nie. So vir hom gaan dit net oor hoe dat verskillende tydperke tot einde gaan kom. Die een deur water, die ander een deur vuur. Wat ons vanoggend gaan doen, ons gaan twee gedeeltes van Paulus langs mekaar neersit en dit letterlik soort van net lees, maar dan is daar 'n klein stukkie detail wat ek gaan insit, wat Paulus sommer net so 'n penskets noem. Nou die fokuspunt van my preek gaan oor daai penskets wees. Daai 4 kort woorde wat hy so net vinnig noem. Ek gaan die detail daarvan vir jou invul vanoggend. 1 Tessalonisense 4 vers 13. Ons wil hê broers, julle moet nie onkundig wees oor wat met die ontslapenis gaan gebeur nie. Die sleutelwoordjie is die woordjie onkundig. Dit is baie duidelik dat daar baie moderne onkunde heers oor wat aan die einde van die tye gaan gebeur, spesifiek met die koms van Christus. Dit het ons 'n paar weke gelede gesien, totdat daar genoem is, die einde is nou hier, en daar's 'n dag en datum gegee. Nou, die dag en datum het gekom en het gegaan. So, Paulus sê baie duidelik, ek wil nie julle moet onkundig wees oor wat met die ontslapenis gaan gebeur nie. Dan sal julle nie ook treur, soos die ander mense wat geen hoop het nie. Ons glo immers, dat Jesus gesterf het, maar ook opgestaan het. Net so glo ons ook, dat God saam met Jesus, die ontslapenis wat in hom geglo het, na hom toe sal neem. Dit sê ons vir julle op grond van die woord, op grond van wat die Here gesê het. Ons wat bly lewe tot en met die wederkoms van die Here, sal die ontslapenis hoegenaamd nie voorwees nie. Nou hier is daai pensketswoorde wat Paulus gebruik. Wanneer die bevel gegee word, hy praat van 'n bevel. Wanneer die bevel gegee word, die stem van die aartsengel en die trompet van God weer klink, sal die Here self uit die hemel neerdal. So word gepraat oor 'n bevel, die stem van die Here, die stem van die aartsengel, die trompet en die Here wat self neerdal. Ons gaan fokus op daai versie, maar op die res van die gedeelte ook. Allereers sal die wat in Christus gesterf het uit die dood opstaan. Daarna sal ons wat nog lewe, saam met hulle op die wolke weggevoer word, die lig in die Here tegemoet. So sal ons altyd by die Here wees. Troos mekaar met hierdie woorde. Die agtergrond is baie eenvoudig. Paulus was ongeveer in die jare 50 na Christus in die stad Thessalonika. 'n baie groot ryk stad wat hoofsaaklik bestaan het uit Griekse militêre amptenare wat daar afgetree het, of generaals of senaat of wat ook al, maar 'n baie ryk stad, 'n baie invloedryke stad, 'n baie slim stad. Jou slim mense het in daai stad gebly. So nadat Paulus daar weg is, het 6 maande later, en dit is die woord wat Paulus gebruik, valse profete tussen hierdie mense in beweeg. Maar hulle valse profesie het hierdie keer te doen gehad met die wederkoms. So Paulus moes 'n paar pensketse gedoen het oor die wederkoms, hy het nie die detail ingevul nie. So wat gebeur het is hierdie groep het inbeweeg en gesê, die wederkoms gaan nog in julle tyd plaasvind. Die wederkoms gaan vermoedelik binne die volgende 2 jaar plaasvind. Die wederkoms gaan dalk binne die volgende jaar plaasvind. Die wederkoms kan moontlik in die volgende 6 maande plaasvind. Maar ons glo, die wederkoms gaan binne enkele dae plaasvind. So wat het daarna die gemeentelede aangemoedig het, was om al hulle besittings en hulle eiendom te verkoop, op te hou met werk, en buite die stad Thessalonika kry jy reuse berge, om bo op die berge te gaan sit, oos te kyk, en te wag vir die wederkoms.
En so het 'n groot gedeelte van daai gemeente hulle besittings verkoop, hulle eiendomme verkoop, hulle het opgehou met werk en hulle het letterlik inderdaad bo op die berge gaan sit en wag vir die wederkoms. Enkele dae het gekom en gegaan, niks het gebeur. 6 maande later het gekom en gegaan en niks het gebeur. En toe kom hierdie storie by Paulus uit. En Paulus moes hierdie 2 briewe skryf om 'n regstelling te maak oor die wederkoms. Maar as hy skryf, dan spreek hy hierdie groep baie sterk aan en hy noem hulle leegleers. En omdat hulle leegleers was, op daardie stadium het hulle mettertyd terugbeweeg in die stad in en vir die ander gemeentelede gevra om hulle te huisves en finansiëel te onderhou. Dan skryf Paulus: Ons beveel julle broers in die naam van die Here, onttrek julle aan elke broer. Nou kyk, hy praat nie van mense nie, hy praat van broer, beteken mede Christene. Ek weet nie of Petrus 'n baie harde mens, Paulus baie harde mens was, maar hy sê, in die naam van die Here, onttrek julle aan elke broer wat leeg lê, en hom nie hou in die opdragte wat julle van ons ontvang het nie. Ons sê dit omdat ons verneem het dat daar mense by julle is wat leeg lê, wat self nie werk nie en hulle net met ander se sake bemoei. Sulke mense beveel en gebied ons op gesag van die Here dat hulle aandag by hulle werk moet bepaal en hulle eie brood moet verdien. Baie hard. Bepaal jou by jou sake. Gaan koop jou huis terug. Kry jou werk terug. Begin weer te werk. Want dis nie hoe dit gebeur nie. So wat hy nou gaan doen, hy maak 'n regstelling op die wederkoms. Ons wil hê broers, dat julle nie onkundig moet wees oor wat met ontslaapnis gaan gebeur nie. Dan sal julle nie ook treur, soos die ander mense wat geen hoop het. Ek wil die eerste onderwoordjie daar onderstreep, die woordjie treur. Paulus sê nie dat jy nie moet treur oor die dood van 'n geliefde nie. Hy sê dit nie. Jy moet treur. Jy moet huil. Jy moet hartseer wees. Maar die verskil tussen jou en ongelowiges is, die hartseer in jou hart word gevul met hoop. Die nie-Christen treur sonder hoop. En elke keer wanneer ons mense in hierdie gemeente begrawe, probeer ons om daai erediens te sit in die pakkie van hoop. So ons erediens het altyd 2 dimensies, 2 aspekte. Die een is huil. Huil soveel as moontlik. Huil jou hart uit, maar nie terughou nie. Die tyd en die geleentheid om te breek is binne die erediens. Dis hier waar dit veilig is. Tyd word nie aangejaag nie. Dis jou uur, dis jou uur en 'n half waarin jy kan treur oor die dood van 'n geliefde. Daar's een verskil. Jy doen dit met hoop in jou hart. En soos jy mettertyd hier uitstap, is daar 2 goed. Die een is ek het gehuil, ek het getreur, ek was stikkend. Dit gaan baie lang tydperk vat vir die wonde om te genees. Maar daar's hoop. Wat is die hoop? Die hoop is die volgende: die opstanding van die liggaam. Die Christelike hoop is die opstanding van die liggaam. As Paulus in Handelinge skryf, en hy praat oor sy lewe en hy praat oor sy geloofsoortuiginge, dan sê hy, ek word vervolg omdat ek glo in die opstanding van die liggaam. So die Jode in die antieke tyd het ook geglo in die ewige lewe. Hulle het ook geglo in die opstanding, maar nie die opstanding van die liggaam. So elke keer as Paulus gepraat het oor die opstanding van die liggaam, het die Jode hom uitgehaal. Toe hy na Athene kom en hy praat oor die wederkoms en hy praat oor al die gebeurtenisse, het daai klompie Atheners wat almal filosofe was, aan sy lippe gehang totdat hy gekom het by die opstanding van die liggaam. En toe bars hulle uit soos hulle lag. Toe sê hulle, hy's 'n praatjiemaker. En toe sê hulle vir Paulus, laat jy pad vat en loop. Die opstanding van die liggaam bly 'n kontroversiële punt.
Ook in jou Christelike gemeenskap en 'n klompie jare gelede was daar 'n baie groot debat geweest waar die een groep gesê het, ek glo nie in die fisiese opstanding van die liggaam, maar wel in 'n geestelike opstanding van die liggaam. Nou, wat dit is, weet niemand nie. Niemand kan vir jou verduidelik nie, wat die geestelike opstanding van die liggaam is nie. Maar die ander groep, en daarvan is ek deel en jy, ons glo in die fisiese opstanding van die liggaam. Toe Jesus in Lukas 24 aan sy disippels verskyn het, toe kom in hulle midde, toe skrik hulle dood, toe dink hulle sien 'n spook in 'n gees. Toe sê Jesus, vrede vir julle, moenie skrik nie. Kyk na my. 'n Spook het nie vel en been nie. Kom nader. Kom kyk na my, kom raak aan my, kom voel aan my. So daai 11 disippels moes nader aan Jesus gestap het en so aan sy littekens gevoel het en ook fisies aan hom. En dan staan daar geskrywe, toe hulle uit verwondering uit nog nie geglo het nie, het hy vir hulle gesê, maak vir my 'n stukkie vis. En hy het die stukkie vis voor hulle oë opgeëet. Die opstanding van die liggaam is die Christelike hoop. En ek gaan 3 kort punte vanoggend daaroor hanteer. So fokus dus. Ons praat oor die opstanding van die liggaam. As Paulus begin met die opstanding van die liggaam, dan gee hy vir ons 'n basis. En die basis is die kruisiging en die opstanding van Jesus Christus. In die jare 33 na Christus het daar 'n paar goed plaasgevind wat aangrypend is. Jesus is gegesel, hy's gekruisig en het aan 'n kruis uitgehang. En daartoe is sy laaste woorde uitgeblaas het. My God, waarom het U my verlaat? En in U hande gee ek my gees oor en hy gesterf het. Het die res van die mensdom geglo dat dit die einde was van Jesus Christus. Sy eie familie het nie geglo dat hy gaan lewe nie. Sy disippels het nie geglo dat hy gaan lewe nie. Maria Magdalena het nie geglo dat hy gaan lewe nie. Al het Jesus dit telke kere gesê, ek gaan gekruisig word en ek gaan opstaan, het hulle nie geglo in sy opstanding nie. En vroeg die volgende Sondagoggend, toe hulle gekom het om sy liggaam te balsem, was Jesus nie daar nie. En toe verskyn die engele aan Maria Magdalena en sê, hy's nie hier. Petrus het aangehardloop gekom en het 'n leë graf gevind. En so sê Jesus mettertyd homself aan een na die ander persone begin wys, aan Maria Magdalena, aan Petrus, daarna aan sy eie family, daarna aan die 12, en daarna staan daar geskrywe, het hy aan soveel ander mense het hy verskyn. Wat het aan die mense verskyn? 'n Spook? 'n Gees? Of Jesus Christus, wat gekruisig is, wie sy liggaam opgewek is, met 'n nuwe verheerlikte liggaam, en wat aan die mense verskyn het. So as Paulus uiteindelik begin met die ontslapenis, en hy wil 'n fundament neersit, is die fundament die kruisiging en die opstanding van Jesus Christus. So die vraag wat jy vir jouself vanoggend afvra is 'n baie eenvoudige vraag. Waarin glo ek? Glo ek dat Jesus gekruisig is? Glo ek dat hy gesterf het? Glo ek dat hy begrawe is? Glo ek dat hy opgestaan het? Glo ek dat hy aan mense verskyn het? En jou antwoord is eenvoudig, natuurlik glo ek dit. Ek het geleer van toe ek 'n kind was. Toe ek op sonnaarskool was, in die belydennisklas, as ek my Bybel lees. Die kruisiging en die opstanding van Jesus Christus, moet jy nou baie mooi hoor, is die kern van jou geloof, niks anders. So ek begin al die ander goed weg te kap. In 1 Korintiërs 15 vers 3 tot 5 kom Paulus en hy sit weer hier die waarheid in as die fundament van die opstanding. Die belangrikste wat jy oorgelewer het en wat ek ontvang het is dit. So nou kom hy by 1 Korintiërs 15, nou sê hy, hier's die punchline van die evangelie. Ek gaan 'n ander woord gebruik, die woordjie die kiesbeginsel, keep it simple. Ons praat van die eenvoud van die evangelie. Die belangrikste wat ek ontvang het en lewer ek aan julle oor. Nou wat is dit? Christus het vir ons sondes gesterwe volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die 3de dag opgewek volgens die skrifte. Hy het aan Sefas verskyn, daarna die 12 en daarna aan 500 ander mense. Volgens die skrifte. Dis wat ek en jy glo. Elkeen van julle wat vanoggend hier sit, glo
hierdie woorde, dat Jesus is gekruisig, hy is begrawe, hy is op die 3de dag opgewek, hy lewe. Fundament. By hierdie basisfundament kan niemand jou wegvat nie. As hy hier vandaan oorbeweeg, kom hy by die tweede punt uit. So hierdie gedeelte verwys na die eerste koms van Christus. En hierdie gebeurtenisse het in die jaar 33 na Christus plaasgevind. 'n Afgehandelde finale proses. Ons wat bly lewe, sal tot en met die wederkoms van die Here die ontslapenis hoegenaamd nie voorwees nie. Ek skuif oor nou na die dag van die Here. Nou daar's verskillende name wat in die Bybel gebruik word vir die wederkoms. As die Ou Testament praat oor die wederkoms, dan word die eerste woord gebruik, die dag van die Here, die dag van die Here, die dag van die Here. Sagaria 12 en 13. Die dag van die Here, die dag van die Here, die dag van die Here. As hy oorskakel na Sagaria 14 toe, dan praat hy van die groot dag van die Here, die groot dag van die Here, die groot dag van die Here. As jy kyk na die evangelies, dan word presies dieselfde woord gebruik. Die dag van die Here. So wanneer Christus weer verskyn, word met verskillende name genoem. Die dag van die Here, die wederkoms, of die tyd wanneer die ontslapenis opgewek gaan word. By die dag gaan daar 4 dinge plaasvind. Daar gaan 'n opdrag wees, daar gaan 'n aartsengel wees, daar gaan trompette wees, en Jesus gaan afkom. Die Grieks is militêre, tegniese terme. So as Paulus skryf oor die dag van die Here, dan praat hy van 'n militêre offensief. En as hy praat van 'n militêre offensief, gaan ek eers vir jou die prentjie verduidelik van in my tyd toe ek in die army was, hoe dat groot operasies gewerk het. Gewoonlik het jy in die opskamer bymekaar gekom en dan was die bevelvoerder was nie opskamer gewees. Maar al die verskillende belangrike offisiere was ook daar. Die enkele offisiere was ook daar. Dan was daar 'n groot kaart teen die muur. En dan op daai groot kaart het dan die bevelvoerder het so 'n stokkie gehad en dan het hy gesê, jy gaan daar wees, jy gaan daar wees, julle ouens gaan daar wees, julle ouens gaan hier wees. Die roepsein tussen die verskillende radio's is dis die roepseine. So maak seker wanneer jy uitgaan dat jy op die verskillende roepseine moet wees. So is nog net die enkele bevelvoerders. Daarna is 'n klompie ander opdragte gegee. So elkeen het op daardie stadium presies geweet wat hy gaan doen. Maar niemand het geweet wanneer is die dag. So dit was die voorbereidings. En die D-dag het hulle presies gewag vir die regte moment om die dag aan te kondig. Op die roepsein was daar 'n kodewoord. Die oomblik as daai kodewoord gegee word, het hierdie klompie offisiere met hulle verskillende afdelings, die tanks en die pantsers en die infanterie, al die tipe van ouens, het hulle totale magte bymekaar gekry, hulle was reeds gereed gewees. En van daardie oomblik af het die militêre offensief begin. Nie een op die grond het presies geweet wanneer die akkurate tyd van die dag gaan wees, by presiese minuut. Net die bevelvoerder. Die res van die opdragte was reeds uit. Elkeen het presies geweet wat hy moet doen. Die oomblik as die bevelvoerder besluit, dis dit, het die skote begin klap, het die offensief begin. Wat jy hier kry, is 4 woorde. Opdrag, aartsengel, trompet, die aanbreek van die dag. Wat is die opdrag? Ergens waar in die hemel, dit kan God se troon wees, dit kan God se opskamer wees, dit kan 'n ander plek wees. Kom hy en sy engele en Christus by mekaar uit. En dan word al die verskillende opdragte word uiteengesit. In hierdie opdragte raak dit Christus spesifiek, maar hier word gepraat van Michael. Daar's 7 aartsengele.
Dit lees ons die boek van Henog, en daar is soms verwysings op ander plekke na die aardsengele. Gabriël is 'n ander aardsengel. So vermoedelik is die aardsengele, wat die verskillende weermagte onder hulle het, deel van hierdie militêre opskamer. En daar word die hele totale detail van die wederkoms, of die dag van die Here, of die groot dag, word beplan. Michael en die aardsengele moet hierdie opdragte gee. Nou in die Bybel word meermaal na God verwys as Jahwe Sabaoth. Jahwe Sabaoth beteken God van die leerskare. Leerskare beteken die Engelse weermag. Die weermag van die engele. As jy kyk na Openbaring 20 tot 22, word daar ook gepraat oor die koms van Jesus op die wit perd, maar waarmee kom hy? Hy kom met sy engele. So die hele totale engele wêreld word in gereedheid gebring, want ook hulle is direk betrokke by die wederkoms. So dis nie Jesus wat neerdal nie. Dis die hele totale weermag van die engele wêreld. Ons lees ook in Openbaring 12 vers 7 dat Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak en sy engele, en die draak en sy engele is verslaan. Ons lees in Daniël 10 waar Michael, die aardse engel van die Joodse volk, het oorlog gevoer teen die Persiese en die Griekse aardse engele. So in die geesteswêreld is daar weermagte van engele. En daai weermagte van engele staan onder bevel van, onder andere die 7 aardse engele. Dis hoekom Michael se naam hier genoem word. Michael, wat die aardse engel van die Joodse volk is, maar ook die leier van die hemelse weermag, is direk betrokke. Die opdrag is nog nie die bevel nie. Die opdrag is waar almal bymekaar kom en die groot dag se detail uitgewerk word. Die trompet is die universele roepsein. Met ander woorde, soos jy gewone weermag ouens, die verskillende ouens wat op die verskillende punte sit, met radiokommunikasie mekaar verbind is, dis die kommunikasie. Wil dit blyk asof in die hemelse wêreld, dat die kommunikasie daar vermoedelik dan is met trompette. Maar hier word gepraat van die groot trompet. Opdragte is gegee, die verskillende stellings is ingeneem, en almal is in die posisie van afwagting, stilte, wag vir die bevel, wag vir die opdrag, wag vir die trompet. En dan op die regte moment word die groot trompet geblaas. En dan kom Christus met sy weermag af aarde toe. Die Here daal self neer. Dis 'n fenominale gebeurtenis wat gaan plaasvind. So ek het geen idee wat jy al gehoor het rondom die wegraping, daai tipe van goed, hoe dit binne hierdie konteks inpas, moet ons vir ons kon verduidelik. Want soos die kruisiging en die opstanding van Jesus Christus in die jare 33 na Christus 'n eenmalige afhandeling gebeurtenis is die aanbreek van die groot dag van die Here 'n eenmalige afhandeling gebeurtenis. 'n fenominale gebeurtenis. En in Matteus 24 word dit op 'n ander manier beskryf. Dan sal die teken, nou die teken is die seun van die mens, dis Jesus. Dan sal die teken van die seun van die mens in die hemelruim verskyn en al die volke van die aarde sal verslae wees. So wanneer Christus, Jahwe Sabaoth, met sy totale weermag afdaal, is dit nie 'n onbekende faktor nie, dit raak nie net sekere mense nie, dit raak elke individuele persoon op hierdie planeet. Hulle sal die seun van die mense op die wolke van die hemel sien kom met groot krag en majesteit. Dis 'n fenominale gebeurtenis wat gaan plaasvind. En hoe ek en jy in daai tyd toch gaan leef, weet ek nie. Maar om dit persoonlik te kan beleef, moet iets awesome, awe-inspiring wees. Die groot trompet sal weer klink, en hy sal sy engele uitstuur, dis deel van die opskamer. Dis deel van die opdragte wat in die opskamer gegee is. So dis wat uitgevoer moet word. Hy sal sy engele uitstuur om sy uitverkorenes bymekaar te maak uit die 4 windstreke van elke uithoek van die aarde af. Sy uitverkorenes. Dis ek en jy. Maar die engele gaan nie net God se uitverkorenes bymekaar maak.
daar gaan 'n finale stryd plaasvind tussen Satan en sy gevalle engele. Op hierdie oomblik is nog steeds in die atmosfeer rondom die planeet Aarde 'n ander naam wat vir Satan gebruik word. Hy is die engel van die dood. Hoor mooi wat sê ek volgende vir jou. Die dood is nie jou vriend nie. Dood is jou vyand. Elke keer wanneer ek by 'n sterfbed staan, dan sien ek hartseer, ek sien die pyn, ek sien die lyding. En wanneer ek al wegstap in my gemoed, dan weet ek, die dood is nie ons vriend nie. Maar as die Bybel verwys na Satan, dan word dan verwys as die engel van die dood. Die eerstgeborenes van Farao en daai hele generasie is om die lewe gebring deur die engel van die dood. 1 Korinte 15 vers 20 tot 30. Die laaste vyand wat oorwin moet word, is die engel van die dood. Die dood sal met ons wees tot en met hierdie dag. Die pyn en die hartseer wat daarmee gepaard gaan, sal met ons wees tot en met hierdie dag. So Michael met sy totale afdeling het 2 opdragte. Die eerste opdrag, maak die uitverkorenes bymekaar. Die tweede opdrag, daar gaan 'n universele kosmiese oorlog plaasvind tussen Michael en sy engele en Satan en sy gevalle engele. Hulle gaan finaal oorwin word en in 'n poel van vuur gewerp word, sodat die dood nooit weer sal bestaan. So op die dag, wat bekend staan as die dag van die Here, raak dit die uitverkorenes, dit raak die gevalle engele. So wat gaan gebeur terselfdertyd? Ons het nou gelees wat met die lewenes gaan gebeur. Op die dag van die Here het die gebeur op die aarde, so ons het gekyk wat in die hemel plaasvind. Op die aarde baie eenvoudig. Allereers sal die wat in Christus gesterf het, uit die dood opstaan. Nou hierdie moet ek nou klassifiseer. Daar staan nie die graf uit nie, maar die dood. Nie almal gaan 'n graf hê nie. Baie van julle is veras. Baie van mense se lyke word nie gekry nie. Ander word opgevreet deur diere. Ander word deur haie opgevreet. Ander verdrink in die see en hulle raak maar net weg. So die miracle wat gaan plaasvind, is die opstanding uit die dood. Eerstens, so is 'n volgorde. Eerstens gaan die wat gesterf het, opstaan uit die dood, met 'n nuwe, verheerlikte liggaam. Dit gaan plaasvind op die dag van die Here. En daai dag, die presiese moment, weet net God. Dat dit gaan gebeur, weet Christus, weet die engele, dis in die opskamer reeds op die kaarte bespreek, maar die aanbreek daarvan, weet net die groot bevelvoerder, en dis God. Daarna sal ons wat nog lewe, saam met hulle op die wolke weggevoer word, die liggende deure tegemoet. So eerstens, gaan ons wat gesterf het, opstaan uit die dood. En dan die wat nog bly lewe, gaan dan weggevoer word, die liggende deure tegemoet. Maar hierdie stukkie, gee Petrus Paulus vir ons 'n bietjie meer detail in 1 Korintiërs 15. En ek gaan dit net vir jou so lees. Kyk, ek maak 'n geheim aan julle bekend. Ons sal nie almal sterwe nie. So dit gaan baie nou terug na 1 Tessalonisense 3. Ons sal nie almal sterwe nie. Maar ons sal almal verander word. Ons gaan nie almal sterwe nie, ons gaan almal verander word. By die laaste trompet sal dit in 'n oomblik, in 'n oogknip gebeur. Want die trompet sal weer klink en die dooie sal as onverganklikes opgewek word en ons sal verander. Ek onderstreep die woordjie in 'n oomblik, in 'n oogknip. Ons wat bly lewe. Hier gaan 'n miracle plaasvind. Jy gaan voor die spieël staan, jy gaan jou hare kam, en as jy weer daai kam deur jou hare wil trek, sien jy 'n ander mens voor die spieël. In 'n oomblik, in 'n oogknip. Griekse woordjie metamorfose.
Daar gaan 'n transformasie en 'n metamorfose reg voor jou oë plaasvind. As jy so 'n bietjie van 'n boepie het, hy's gone. As jy hare uitgeval het, nuwe hare terug. Soos die kleringe altyd gesê het, as jy nie met tande het in daardie tyd nie, God sal die tande supply. Skielik gaan in die spieël iemand staan, onverganklik, ewig, onverderflik. Totale nuwe mens. Hierdie verganklike liggaam moet met die onverganklike bekleed word en die sterflike liggaam met die onsterflike. En wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike bekleed is en die sterflike liggaam met die onsterflike, dan sal die woord wat daar geskrywe staan vervul word. Die dood is vernietig. En die verwysing na die dood hier is die engel van die dood. Van die engel van die dood het geen mag of hou vas op die nuwe verheerlikte liggaam wat onverganklik is, wat ewig is, wat kragtig is. Die oorwinning is behaal. Baie eenvoudige boodskap. Paulus begin as hy sê, ek wil nie hê julle moet in onkunde leef nie. Wat ek vanoggend gedoen het, was om 2 eenvoudige tekste langs mekaar te kom neersit, dit net te lees, bietjie te verduidelik, maar 'n klein bietjie meer inligting te gee oor wat in God se operasionele kamer gaan plaasvind, voordat hierdie dag gaan gebeur. So die koms van die Here is nie lukraak nie, is nie sommer maar net op 'n ingewing van die oomblik nie, word nie net voorspel nie, word nie net sommer uitgelap in sekerheid verkorenis nie. Dis 'n gedetaileerde, presiese militêre oplossing wat gelei word deur die koning van die konings en die Here van die leerskare, en hy weet presies waarmee hy besig is. Paulus sê, so sal ons altyd by die Here wees. Troos mekaar met hierdie woorde. Dit bly my en jou toekomsverwagting, dat hierdie nie die einde is nie. Dat ons vermoedelik oor 3 miljoen jaar van nou af in hierdie kerkgebou gaan sit en dalk 'n reunie gaan hou en 'n klompie goed met mekaar gaan share en deel. Pyn is verby, die dood is verby, skeiding is verby, ons is nie meer lyding nie. Ons is nuwe mense wat vir ewig saam met die Here is. Oor hoe die detail hierna gaan lyk, weet ons nie. Daarna sal ek 'n bietjie na ander tekste gaan kyk en dit met julle deel. So as Paulus eindig hy basies by die dag. Hy het nie dieselfde insig en openbaring gehad wat Johannes gehad het oor die ewigheid nie. Johannes kom en hy gee vir ons totaal ander inligting wat Paulus nie gehad het nie. So Petrus werk met 'n beperkte konsep. Hy werk met net 2 konsepte. Hy praat van die eerste wêreld wat met water vernietig is, die tweede wêreld wat met vuur vernietig gaan word. Dis dit. Petrus werk met niks anders nie. Paulus gee vir ons al 'n bietjie meer detail. Johannes gee vir ons die volle prentjie, die volle detail. Ek wil graag hê julle moet sommer net so 2, 2 en 3, 3 na mekaar toe draai en net vir mekaar weer sê, wat is jou verwagting met die oog op die wederkoms? En daarna sal ek ons afsluit met gebed. Kom ons draai na mekaar toe en ons deel sommer maar net ons gedagtes. Amen. Ek kan nie wag my pa en my ma te sien vorentoe.
En ek is seker dat jy in 'n klompie name ook gedink het wat jy kan sê, ek kan nie wag nie. Ek kan nie wag nie. Ek kan nie wag nie. En weet julle wat? Daar gaan nooit weer 'n afskeid wees nie. Daar gaan nooit weer 'n groet wees nie. Gaan ons mekaar ken? Natuurlik gaan ons mekaar ken. Gaan ons gebreke hê? Glad nie. God se family is 'n family. Ons is 'n familie by mekaar wees. So kom ek en jy bly mekaar bemoedig met hierdie woorde. Ons glo in die opstanding van die liggaam met 'n fantastiese dag, die dag van die Here wat op pad is. Amen. Ek gee geleentheid vir die dankoffer en daarna sluit ons af met 'n slotlied. Ontvang die seën van die Here, die liefde van God ons Vader, die genade van Jesus Christus wat weerkom, en die Heilige Gees wat ons troos en krag gee tot en met die wederkoms, is en bly elke dag met elkeen van u. Amen.